Goeiemôre. Jy luister na die 94ste oordenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is die krag wat daar in skryf lê. Een van die temas waaroor ontelbare grappe gemaak is oor die bieghokkie waarin 'n priester sit en luister na die biegstories van mense. Nie liegstories nie, biegstories. Die twee lê so ver uit mekaar soos die ooste van die weste af is. Wat tog interessant is 'n opmerking wat een van my professors destyds gemaak het, naamlik dat navorsers bevind het watter positiewe effek dit op mense het om teenoor iemand te bieg oor hulle skuld of hulle skaamte. Dit maak sin, is dit nie? Daar's tog 'n waarheid daarin om teenoor iemand jou hart uit te stort. Ek het al dikwels in my lewe die belewenis gehad dat mense 'n afspraak maak om met my te kom gesels. 'n Uur later stap mense uit en bedank my vir die hulp, maar dit was 'n uur waarin ek werklik geen hulp verskaf het nie, behalwe om te luister. Dink net weer na oor die bieghokkie. In die protestantse tradisie verwerp ons die idee dat 'n priester vir jou kan sê, jy is vergewe. Ons sien dit as 'n saak tussen die sondaar en God. Tog wonder 'n mens wat die effek daarvan is om teenoor 'n ander persoon te bieg en die woorde hardop te hoor, jy is vergewe. Die probleem van skuld en skaamte is nie alleen dat ons dit probeer wegsteek vir ander mense of vir God nie, maar inderwaarheid probeer ons dit wegsteek vir onsself. En dit is een van die minder suksesvolle ondernemings in die lewe. Ons kan nog vir ander mense jok, maar vir God en vir onsself kan ons nie suksesvol jok of mislei nie. Om te praat oor dit wat ons pla, om te praat, met iemand te praat waar jy jou hart kan uitstort, is 'n ongelooflike bevrydende oomblik. Ons moet seker maak of daardie persoon betroubaar is met wie ons dit deel. Dat die gesprek konfidensieel is. Dat hulle die vaardighede het om te luister, om nie te veroordeel nie en om nie uit te praat nie. Behalwe vir praat, is skryf 'n ongelooflike instrument om ons trauma, hartseer of skuldgevoelens te verwerk. Dit is diep betekenisvol en bevrydend om te skryf oor wat met ons gebeur het. Baie dikwels is dit die eerste of baie keer die enigste manier hoe mense uiteindelik kan verwoord wat met hulle gebeur het. Soms is dit so diep weggeberg of so diep pynvol, dat mense dit moeilik vind om dit in woorde te sê. Om te skryf maak dit iets makliker. Een van die metodes wat beraders dikwels gebruik, is die 3 briewe terapie. Die onderliggende gedagte van die terapeute wat hierdie terapie ontwikkel het, is dat ons dikwels emosioneel vasgevang bly, omdat ons nie kon praat oor wat gebeur het nie. Veral in die konteks van oortreders uit ons kinderjare. Onthou, navorsing dui daarop dat 1 uit elke 4 meisies as kind seksueel gemolesteer word en 1 uit elke 5 seuns. Dit is verskriklike statistiek. Om die oortreder te konfronteer of in 'n gesprek met hom of haar te gaan sit en te deel wat hulle jare terug aan jou gedoen het, is nie altyd moontlik nie en nie noodwendig raadsaam nie. Dit mag wees dat daardie persoon reeds oorlede is. Die 3 briewe terapie behels dat die slagoffer van daardie aaklige ervarings 3 briewe skryf, maar dit nooit stuur nie. Selfs al is die persoon al oorlede, of sal die persoon nooit weet jy daai brief geskryf nie, dis eintlik irrelevant. Jy skryf die brief om dit wat opgesluit in jou hart, in jou gedagtes en soos ons gehoor het, in ons liggaam lê, uiteindelik uit te skryf, uit te praat. Die eerste brief word die eerlike brief of die gebeure brief genoem. Hier skryf die slagoffer neer wat gebeur het.
Wat het gebeur? Hoe het dit jou geraak? Waaroor is jy kwaad? Wat het jy verloor? Waaroor rou jy? Dis nie 'n mooi of 'n diplomatisiese brief nie. Uit my ervaring skryf mense wat oor die algemeen mooi skryf, skielik slordiger, met groter en kleiner wordende letters. Mense word aangemoedig om nie waaksaam te wees of ordentlik te wees as hulle hier skryf nie. Dikwels gebruik mense kragwoorde en skeldwoorde hier, wat heeltemal in orde is. Want daardie woorde bevat heel dikwels juis daardie emosies wat vir jare opgesluit gelê het. Die tweede brief is die perspektiefbrief. Nou probeer jy uit jou eie posisie uit teruggaan en die situasie vanuit 'n waarnemersperspektief beskryf. Jy kan nou daarna kyk terwyl jy nie 1 of 2 of 3 of 4 of 5 jaar oud is of wat ook al nie. Jy skryf nou en neem waar vanuit 'n persoon van jou ouderdom met jou lewensperspektief, jou lewenservaring, jou groter liggaam, die feit dat jy jouself kan verdedig, die feit dat jy nou vir jouself kan praat. En nou kyk jy, vra soos, wat op dese aarde het in daai persoon se wêreld aangegaan? As jy dit kan vra, help dit jou om uit die plek uit te kom waar jy voel of jy skuld daaraan het, soos kinders dikwels voel. Kinders wat seksueel gemolesteer is as kind voel dikwels dirty, damaged and different. Maar wanneer hulle besef, dit is nie my skuld nie. Niks wat ek gedoen het kon dit verdien nie. Kom daar 'n bevryding. Wat moes in 'n ander persoon se lewe gebeur het om so iets te doen? Wat sien ek nou raak wat ek nie daardie tyd kon sien nie? Wat kan ek nou insien van daardie persoon se sielkundige probleme, emosionele probleme, wat ook al? Onthou, dit gaan nie daaroor om die persoon te regverdig nie, of hulle gedrag te regverdig nie, glad nie. Dit gaan daaroor om dit te beskryf, om dit te verstaan, in soverre dit moontlik is. 'n belangrike vraag is ook, wat kan ek nou doen, nou dat ek soveel ouer is, en gekom het tot op die plek in my lewe waar ek nou kon? Dit bring ons dan by die derde brief, en dis die vergifnisbrief of die vrylatingsbrief. Nou besluit die slagoffer wat hulle met die pyn gaan doen. Dit mag wees dat hulle, deur al die oefeninge wat nou gedoen is, uiteindelik die persoon vrystel, vergewe. Hoe moeilik dit ook al is. Dalk uiteindelik perspektief kry en die persoon aan God oorgee. Sê, dis nie my plek nie, maar ek dra hulle op aan God. Miskien 'n gebed, soos Jona moes leer, dat ek vra dat God my oortreder se lewe heel maak en hulle vergewe. Maar daardie oomblikke mag verskil van konteks tot konteks. Wat belangrik is, die fokus verskuif van die oortreder na die slagoffer se lewe. Hulle kry hulle lewe terug. Wat kies ek om te laat gaan? Wat gaan ek nie langer saamdra nie? Watter leuns oor myself, oor die wêreld, oor ander mense, oor seks, oor my liggaam, oor myself, het ek geglo, maar kan ek nou in die verlede agterlaat? Watter nuwe waarhede sien ek nou raak? Wat het ek in die proses ontvang of geleer wat ek nie sou gehad het as dit nie met my gebeur het nie? Die bedoeling is nie nou om skielik dankbaar daaroor te wees nie, maar jy het deur daardie ervaring, het jy dinge geleer en ontvang wat jy nie sou gehad het as dit nie gebeur het nie. En belangrik, hoe gaan ek nou vorentoe my lewe leef, nou dat ek nuwe perspektief het, dit agter my laat en vorentoe kyk? 'n Mens kan hierdie skryfwerk op jou eie doen, maar dit is goed om dit saam met iemand te doen wat jy vertrou, of dit nou 'n sielkundige, beraader of predikant is. Wat ek doen, is om die woorde aan die persoon terug te lees, stadig en afgemete. Ek vra, stop my as iets vir jou uitstaan uit jou brief. En, gaan jy omgee as ek hier en daar stop en vra dat jy meer daaroor moet sê?
Heel dikwels na die eerste brief, reeds by die tweede brief, maar veral by die derde brief, begin mense se skrif verander. Hulle handskrif begin weer normaliseer. Of, in sommige gevalle, is dit mooier as voorheen. Hulle handskrif verander. Hulle het dit self nie agtergekom nie, maar hulle het netjieser begin skryf, in meer samehangende sinne, perspektiewe beskryf en logiese gevolgtrekkings begin maak. Miskien voel jy vanmôre, jy is nog nie reg om met iemand anders te gaan praat nie, maar doen dit dan op jou eie. Kry vir jou 'n pen en papier en skryf. In hierdie hele proses, of ek nou skryf en of ek luister na iemand se briewe, is in my gedagtes altyd die woorde van Jesus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Dit sluit in die slagoffer, maar ook die oortreder. Dit is 'n uitnodiging wat aan jou en aan my gerig is. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is die weg, die waarheid en die lewe. Laat U waarheid ons vry maak. Laat ons U volg op die weg en die lewe ontvang in oorvloed, soos U dit kan gee. Here, ons kom na U toe, almal wat moeg en oorlaai is. Dit bid ons in U naam alleen. Amen. C.L. Langenhoven het gesê, jy kan mense huur om vir jou kinders se geleerdheid te sorg. Vir hulle opvoeding moet jy self staan. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.